Kommunisme is nie net 'n stel politieke denke nie. Dit is 'n monster. 'n Monster wat nie net jou persoonlike vryheid opeis nie, maar jou gesin, jou gemeenskap en jou volk verslind. Dit is 'n ideologie wat in die 20ste eeu honderde miljoene mense verdoem het tot armoede, diktatuur en ook die dood. En tog is hierdie vernietigende ideologie vandag steeds die heersende teorie in Suid-Afrikaanse politieke landskap. Anders as die ou vyande wat jou in die oop veld aanval, bekruip die kommunisme jou stilletjies. Hy kom met beloftes van gelykheid, van regverdigheid, van welvaart vir almal. Maar wat begin met 'n mooi slaagspreuk, eindig altyd met kettings om jou enkels. Waar hierdie monster sy hou vaskry, word die kerk stilgemaak, word die gesin ondergrawe, word die volk verskeur en word die staat tot 'n tiran gemaak wat net mag en dood ken. Soos H.G. Stoker so duidelik uiteengesit het in sy stryd om die ordes, is hierdie ideologie gebore uit jaloesie en wrok. Die hele ideaal van gelykheid wat oorspronklik uit liberalisme gebore is en in kommunisme polities vergestaald is in wese 'n ideologie van ontevredenheid en ondankbaarheid teenoor God. Waar die Heidelbergse Katekismus ons leer dat die mens 'n sondaar is, dat ons slegs deur Jesus Christus van hierdie sonde bevry word en dat ons lewens uit dankbaarheid aan hom moet wy, leer die kommunisme dat die wêreld, ja, God self, jou iets skuld. Kommunisme se voorveronderstelling is dat dit altyd noodwendige onreg is as enige persoon meer welvaart geniet as enigiemand anders. Tog kan hierdie veronderstelling nie verder verwyder van die werklikheid wees nie. Die realiteit van harde werk, vernuf, van spaarsamigheid, al hierdie faktore wat oor geslagte heen daartoe lei, dat sommige families meer welvaart opbou as ander, word eenvoudig deur die kommunisme misken. En sodoende vernietig die kommunisme in praktyk alle inisiatief en ekonomiese produktiwiteit. Want enige beloning wat iemand moontlik kan ontvang vir harde werk en slim werk en nuwe idees, word bloot afgemaak as onderdrukkend en onregverdig. Die kommunisme beloof 'n hemel op aarde, maar dit is hersenskim. In die praktyk bewerk dit totale hel op aarde. Kyk na die gulags in Rusland, die massagrafte in China en die armoede in Noord-Korea vandag nog. Dit is wat kommunisme in die praktyk oplewer. En ja, hierdie selfde ideologie van tirannie en dood onderbou die ANC en die EFF en die MKP en al die ander klein splinterpartye wat van die ANC afkomstig is. Die BEE-beleid en grondonteiening sonder vergoeding is voorbeelde van hoe die kommunisme in praktyk in Suid-Afrika seëvier. Stoker waarsku dat die kommunisme so 'n vernietigende krag is, dat dit alles wat goed en mooi is afbreek. Hy skryf soos volg op bladsy 76 van Stryd om die Ordes. Nihilisme, vernietiging van die bestaande orde. Nie net van die politieke en ekonomiese orde nie, maar ook van die godsdienstige en sedelike orde, van alle hoëre geestelike waardes van die menslike kultuur. Dit is die oogmerk van die kommunisme. Alles wat mooi, heerlik, verhewe en goed is, moet prysgegee word vir die genieting van stoffelik ekonomiese welvaart. Nie dat kommunisme dan enigstens tot ekonomiese welvaart lei nie. Inteendeel, dit lei net tot meer en meer armoede. En dit kan ook nie anders nie, want kommunisme is nie net 'n foutiewe ekonomiese denkrigting nie. Dit is 'n volkomme aanval op die hele natuurlike orde. Dit wil nie net die werkgewer teen die werknemer stel nie, maar die kinders teen hul ouers, die gemeente teen sy predikant, die volk teen sy leiers, die mens teen sy God. Dit is 'n ideologie van vernietiging, 'n stelsel wat nie kan bou of skep nie, maar net kan breek en verwoes. Daarom moet ons dit uitwys vir wat dit is, 'n wêreldbeskouing van haat en afgunstigheid, wat alle hoër waardes van die menslike kultuur wil opoffer op die altaar van materialisme. Hierdie ideologie sal nooit rus voordat almal tot slawe van die staatsmag gereduseer is en die hele samelewing afgebreek is tot net een verhouding nie, die verhouding van mag en dwang, die verhouding tussen die mens en die staat. Maar wat maak die kommunisme so aanloklik vir sommige mense en veral vir samelewings waarin daar groot klasseverskille is, en spesifiek klasseverskille op grond van rasselyne soos in Suid-Afrika? Dis omdat die kommunisme 'n enkele godgegewe waarheid vat
en dit verdraai tot 'n aanloklike, maar vernietigende leuen. Ja, arbeid is 'n godgegewe roeping en elke werker verdien beskerming en regverdige behandeling en regverdige vergoeding vir die werk wat hy verrig. Maar sodra hierdie waarhede losgemaak word van die groter prentjie van die skepingsorde of die natuurlike orde, word dit nie net 'n afgod nie, maar iets wat die samelewing volkome vernietig. Die probleem met die kommunisme is nie dat dit die werker se reg op erkenning beklemtoon nie, maar dat die kommunisme die hele samelewing reduseer tot 'n fabriek. Die proletariaat geworstel in 'n ewige klassestryd. Elke ander samelewingsverband, kerk, volk, gesin, staat, sosiale kringe moet onderwerp word aan die een afgod van ekonomiese gelykheid. En sodra daar enige weerstand is, sodra 'n boer sy eiendom wil beskerm of 'n predikant preek wat in die staat nie wil hoor nie, eindig dit op in geweld, in dwang en tirannie. Die monster van kommunisme sluk alles in. Wanneer kommunisme posword, word daar geen ruimte meer gelaat vir die selfstandigheid van kerk, gesin en van volk nie. Alles word ondergeskik gestel aan die staat, en die staat word dan self die enigste bron van mag en van rykdom en gesag. Dit beteken dat die kerk nie meer die woord mag verkondig nie, tensy dit 'n boodskap is wat die regime bevestig. Dit beteken dat die gesin nie meer vryheid het om hulle kinders groot te maak nie, in die vrese van die Here, want die kinders word nou staatseiendom en al wat hulle moet vrees en moet respekteer is die staat. Dit beteken dat die volk self uitgewis, sy geskiedenis herskryf, sy erfenis verkwansel en sy identiteit vernietig moet word, soos wat ons elke dag sien hier in Suid-Afrika. Die uitkoms is altyd dieselfde: armoede, onderdrukking en moord. En tog, al sien ons dit in die geskiedenis duidelik, van die gulags van Stalin tot die hongersnode onder Mao en die vreesaanjaende werklikheid dat hierdie selfde pad die een is waarop die ANC en sy bondgenote ons vandag probeer lei. BEE en grondonteeneming sonder vergoeding is nie maar net losstaande foute nie, of van 'n ander goeie politieke stelsel nie. Dit is die ware van dieselfde kommunistiese ideologie wat alle verbande aan die staat wil onderwerp en elke mens tot 'n blote ekonomiese pion wil reduseer. Kommunisme is inderdaad, soos H.G. Stoker tereg uitwys, 'n vernietigende monster wat in die naam van gelykheid altyd uitloop op die afskaffing van jou vryheid, die verlaging van jou menswaardigheid en uiteindelik die vernietiging van jou volk as sulks. Ons hier by die Willem Petsche groep is onomwonde daartoe verbind om elke valse ideologie wat ons volk bedreig nie net te ontbloot nie, maar te vernietig. Kyk daarom gerus na ons vorige video oor hoekom die ideologie van liberalisme juis ons volk se grootste vyand is. Ja, jy het reg gehoor, selfs al is kommunisme so vernietigend soos wat ons in hierdie video beskryf het, is kommunisme se stiefma, die liberalisme, in werklikheid ons volk se grootste vyand. As jy dit wil verstaan, klik op hierdie skakel en kyk ons volle video oor die liberalisme. En maak ons harte sterk deur 'n betalende lid van die Willem Petsche groep te word. Volg eenvoudig die instruksies op die banner onder aan die skerm om ons te help om mense se harte te verander. Totsiens en God seën elkeen van u.